Goeiedag vriende. Vandag is die tema van ons boodskap aanhoudende gebed. Jy word deur God gehoor. Jy word deur God gehoor en geregtig deur God. Baie welkom vandag by ons aanlyn erediens vir die van julle wat my nie ken nie. My naam is W.J. Skuman en ek is predikant hier by NG Klerksdorp Oos. Maar vriende, so aan die begin van ons boodskap, kom ons lees eers vandag die wet. En so by die lees van ons wet, vandag uit Deuteronomium 10, vanaf vers 10, is die tema vir ons skriflesing van die wet vanmôre, leef die wet van God met volhardende geloof. Ek lees vir ons die wet uit Deuteronomium 10 vers 10. Moses het verder gesê, soos die eerste keer het ek 40 dae en nagte op die berg gebly. Ook hierdie keer het die Here na my geluister. Hy wou jou nie meer uitroei nie. Toe het hy vir my gesê, jy moet die volk laat wegtrek en hulle lei, sodat hulle die land kan binnegaan en in besit neem. Dit is die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. En nou, Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorsaam, hom met liefde, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Vriende, dit is die lees van ons wet vanmôre uit Deuteronomium 10 vers 10. Nou geliefdes, terwyl ons in hierdie spesiale oomblik so saam by mekaar kom, laat ons die wet van God omhels as 'n baken van geregtigheid en volharding, wat weer klink met Lukas 18. En ons sal nou Lukas 18 lees. Dit is die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter, soos die Here Jesus dit vertel het. En daarin 'n oproep tot aanhoudende gebed. Maar ook so hier in Deuteronomium 10 word ons aangespoor om die Here te eer. Of soos die ou vertaling sê, die Here te vrees, in sy weë te wandel, om lief te hê, om lief te hê met ons hele hart, siel, te dien, sy verordeninge te onderhou, want is vir ons goed, tot ons eie beswil. En soos hierdie weduwee waarvan ons nou gaan lees, onophoudelik geregtigheid gesoek het, nooi die wet ons om ons lewens met God se regverdige bevele af te stem, vertrouend dat selfs in vertragings, wanneer ons wonder of die Here ons gebede hoor, wanneer gaan hy antwoord, sy standvastige geregtigheid sal seëvier, wat ons bemagtig om te bid en te lewe met 'n standvastige geloof, wetende dat ons gehoor word. Vriende, laat hierdie waarheid ons vandag in ons siel vernuwe. Die wet is nie 'n las nie, nee, die wet van die Here is nooit 'n las nie, maar 'n gawe wat ons vorm tot sy wil. En soos Jesus geleer het, weerspieël ons volharding in gebed, 'n hart wat aan God toegewy is, wat stryd, ons lewens stryd, in lewensoorwinnings omskep. Die stryd word geskep in oorwinnings, deur geloof wat vas staan, wat volhoubaar is. En vir vandag, in hierdie oomblik waar ons so die wet bespreek, verbind jouself
opnuut om die beginsels van die wet, liefde, geregtigheid en gehoorsaamheid in jou daaglikse lewe en in jou daaglikse gebede in te weef. So seker dat God jou gebede hoor en dat God se seën vir jou lewe naby is. Vriende, mag ons opstaan as 'n gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, die huisgesin van die Here op aarde, versterk deur die krag van die opgestaande Here, versterk deur sy woord, wat sy wet leef, met hoop en doel. Vriende, die tema vir ons boodskap vandag is aanhoudende gebed. Jy word gehoor en geregtig deur God. En vriende, ons gaan vandag saam lees uit Lukas 18 vanaf vers 1. Dit is die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter. Maar vriende, so voordat ons uit die Heilige Skrif lees, wil ek eers graag begin deur 'n vraag aan u te stel. Wat as jou onbeantwoorde gebede nie 'n teken is van God se stilte nie? Wat as jou onbeantwoorde gebede nie 'n teken is van God se stilte nie, maar eerder 'n uitnodiging tot dieper volharding en vertroue in geloof, maar ook gebed? Kom ons lees vandag saam uit Lukas 18. Die gelykenis van die weduwee en die regter is die opskrif in my Bybel. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: doen aan my reg in my saak teen my teeparty. 'n tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. En toe sê die Here: hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank lastig val? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Vriende, ons lees tot sover uit die Heilige Skrif. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here sal altyd bly staan. Vriende, ons tema vandag is aanhoudende gebed. Jy word gehoor en geregtig deur God. Maar vriende, voordat ons hierdie gelykenis kan verstaan wat ons nou net gelees het in Lukas 18, kom ons kyk eers na die agtergrond van die teks. Nou die agtergrond van die teks, die historiese konteks, is dat Lukas sy evangelie omstreeks 80 tot 90 na Christus vir 'n heidense gehoor geskryf het. Nie net 'n heidense gehoor nie, daar was ook 'n paar Jode. En grootliks sou die gehoor van Lukas se gemeente, Lukas se evangelie, 'n gemeente wees wat nie noodwendig so goed die wet van Moses in die Ou Testament geken het nie. Alhoewel die teksgedeelte wat ons gelees het ook 'n paar sterk verwysings na die Ou Testament, en ons sal 'n bietjie later daarna kyk. Wat hierdie gelykenis in 'n reeks leringe leer, is oor die koms van die koninkryk.
met die klem op volharding, te midde van vervolging en vertraging in God se ingryping. Die mense daar in Lukas se gemeente wonder, maar hoekom beantwoord die God nie hulle gebede nie? Hoekom vat die Here so lank? Hy sê sekerlik Jesus ook, waar hy dit vir sy disippels vertel. Die disippels mag dalk moedeloos gewees het, soos ons gelees het, en Jesus vertel vir hulle gelykenis, om vir hulle ook moed in te praat. Hou aan bid, die Here hoor die gebede. Nou hierdie gelykenis wat ons gelees het 'n paar belangrike elemente wat ons moet verstaan. Eerstens, sentraal, die hoofkarakter is 'n weduwee. Nou 'n weduwee is simbolies vir kwesbaarheid in die antieke samelewing. Ja, laasweek hier in die erediens het ons gehoor van 'n wonderwerk, 'n genesing van 'n klompie melaatse mans wat genees is. En soos die melaatses ook randfigure was, uitgeskop uit die gemeenskap, so in die antieke gemeenskap was 'n weduwee ook baie kwesbaar, wat volhard met 'n pleit van geregtigheid teen haar teenstander, en dit by 'n goddelose regter, een wat nie God geken het nie, en wat ook nie regtig baie vir mense omgegee het nie, maar hy soog weens haar lastigheid, daar in verse 2 tot 5, en dit illustreer weer iets van God se vinnige reaksie op sy uitverkorenes se gebede. Maar vriende, die hoofteologiese doel van hierdie gelykenis is sekerlik dat dit die disippels aanmoedig om nie moed te verloor in gebed nie. Dis hoe dit begin in vers 1. Die disippels moenie moed verloor nie. En dit kontrasteer menslike ongeregtigheid met goddelike getrouheid. Ja, aan die een kant het ons menslike ongeregtigheid en aan die ander kant goddelike getrouheid. En dit eindig met 'n uitdaging oor om te volhard in geloof te midde van die lewe se proewe, te midde van eindtyd proewe. En die toepassing in die daaglikse lewe geld natuurlik vir 'n aanhoudende stryd. Nou vriende, ek weet nie op hierdie stadium waarvoor jy bid nie, waaroor jy bekommerd is nie, maar ons word uitgedaag. Hou aan bid. Of dit 'n gesondheidsprobleme is, gesinskonflik by die werk, dra dit aan die Here op en volhard in gebed. En so word ons ook aangespoor om sonder ophou te bid vir 'n deurbraak wat ons glo aan die kom is. Nou vriende, my tweede punt wat ek vandag graag wil maak is die Ou Testamentiese verwysings. Want hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, wat Jesus vertel het, die gelykenis, gryp ook sterk terug na die Ou Testament. En natuurlik het ons nou gelees van 'n weduwee, en dit ekho sterk die wet van Moses, die Torah, daar in Exodus 22 vanaf vers 22, wat pleit vir beskerming van weduwees, as ook weeskinders word beveel in die wet van Moses, met God as hulle beskermheer. En dit is natuurlik parallel met die gelykenis wat Jesus hier vertel, sy tema van goddelike versorging vir onderdruktes en randfigure. 'n volhardende pleidooi kom ook voor in byvoorbeeld Psalm 88, 'n klaaglied, 'n klaagpsalm van onophoudelike gebed in nood, sonder onmiddellike antwoord. Daarom Psalm 88, sonder onmiddellike antwoord, wat die weduwee se volharding weerspieël en volgehouding in geloof. En as ons so praat van volgehou in geloof, kan ons ook nie anders as om byvoorbeeld aan die boek Job te dink nie.
Ja, die karakter Job daarso, veral in hoofstuk 27, staan hy ook vas in geloof. En ook vas in gebed. En dan byvoorbeeld kry ons tekste soos Jesaja 65, Jesaja 65, 24, waar Jesaja skryf, ek lees dit sommer vir ons, Jesaja 65, 24, voordat hulle roep, sal ek antwoord. Is dit nie mooi nie? Voordat hulle roep, voordat hulle bid, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, sal ek hoor. Terwyl hulle nog spreek, sal ek hoor. Wat Jesus se versekering van God se spoedige geregtigheid vir die dag en nag se roep voorspel. Miskien is Jesaja 65, 24 'n voorspelling van Jesus se koms, waar Jesus spoedig geregtigheid aan die mense gee, en spoedig na ons gebede luister en dit ook beantwoord. Nou hierdie Ou Testamentiese verbindings wat ons nou bespreek het, inspireer ons om skriftuurlike beloftes ook daagliks in ons gebede te inkorporeer. Ek glo daaraan om die Bybeltekste te bid, veral as dit kom by dit wat die Here beloof hy vir ons sal doen, wat natuurlik rotine sorge omskep in geleenthede. Mooi geleenthede, natuurlik op God se tyd, op God se tydsberekening, maar ook om op hom te vertrou. Nou vriende, ek wil net graag sê, die eerste punt wat ek bespreek het, was die geskiedkundige konteks van hierdie gelykenis, en die tweede punt wat ek bespreek het, was die Ou Testamentiese verwysings van hierdie gelykenis wat Jesus vertel het. En nou die derde punt wat ek graag wil maak, is dit gee vir ons 'n nuwe betekenis van die lewe. Trouwens, dit gee vir ons 'n nuwe doel in volhardende geloof en goddelike versorging, goddelike voorsiening. En dit is juis 'n Bybelse perspektief wat ons ook so kan sien in hierdie gelykenis. Die betekenis van die lewe. Die betekenis van die lewe spruit uit aanhoudende gebed wat uitroep vir geregtigheid, wat 'n geloof kweek wat vertragings verduur, maar wel op God se koninkryk afstem, waar heelheid kom uit vertroue in sy vergoeding, in sy seën, bo aardse oplossings. Ja, ons vertrou eerder op die Here, eerder as op aardse dinge. Ons vertrou eerder op die Here se seën, as wat ons op aardse oplossings vertrou. Nou vriende, in die afgelope week het ek 'n baie mooi verhaaltjie gehoor, en ek is nie so seker of dit 'n ware verhaal is nie. Maar in die verhaal is daar 'n pa met die naam Carlos, en hy is die broodwinner van hulle gesin. En so het pa Carlos eendag sy werk verloor, en hy kon nie meer as broodwinner optree nie. Hy het nie meer geld gehad nie. En so sê hy, het hy begin bid. En het hy die saak aan die Here opgedra. Sy werksituasie, sy finansiële situasie. En onophoudelik getuig hy, het hy dit aan die Here opgedra. En so getuig hy ook dat daar vir hom uitkoms gekom het, hoe sy gebede beantwoord was. En op die ou end, hoe hy 'n beter werk ontvang het, as die een wat hy gehad het. En hy getuig hoe die Here hom gehelp het om op te staan. Maar hy getuig ook dat hy volhard het in gebed. Soms in stilte het hy gebid. En hoe die Here vir hom onverwags deure oopgemaak het en onverwags 'n antwoord op sy gebede gegee het en
geseën het. En vriende, Carlos se storie wys hoe ontwrikbare geloof, wanhoop in 'n getuienis van God se voorsiening, maar ook God en sy doel omskep. Hoe God voorsien en hoe God ook 'n nuwe doel in die lewe gee. Nou vriende, die wêreld waarin ons leef, is baie negatief. Daar is soveel negatiewe dinge in hierdie wêreld. Ek bedoel, as jy jou radio aansit en jy luister na die nuus of jy kyk na die nuus op TV, daar is genoeg negatiewe dinge in hierdie wêreld, van moord en doodslag, en daar is altyd een of ander hofsaak in die nuus. Maar vriende, soms is dit ook nodig dat ons baie keer positief is. En vriende, ek verklaar vandag oor jou, dat jou gebede kragtig is, en dat jy sal volhard in jou gebede. Want die krag van die opgestane Here deur jou gebede werk, dat die Here jou gebede aanhoor. Ja, God hoor elke woord wat jy bid. Ek glo God hoor elke woord wat jy bid. En hy gaan jou vergoed. Hy gaan jou antwoord op jou gebede. Vriende, ek wil graag ek wil graag verklaar, en vriende, ek wil ook graag vra dat jy dit gereeld vir jouself sê. Ek word deur die Here gehoor. Ek word in sy tyd, soos die weduwee waarvan ons gelees het, geregtig, in sy tyd geregtig, en ek loop oor met geloof en oorwinning. Definitief die oorwinning van die ewige lewe wat die opgestane Here vir ons bewerk het aan die kruis. Ons loop oor van oorwinning. Vriende, ek wil graag jou vandag herinner aan ons tema. Aanhoudende gebed. Jy word gehoor en geregtig deur God. Net soos die weduwee waarvan Jesus ons vertel in Lukas hoofstuk 18. Weet dat jou deurbraak kom. Weet dat die Here ook vir jou gaan seën. En kyk daagliks na al die klein seëninge wat om jou gebeur. Omhels sy beloftes, ook soos ons nou in die wet gelees het, daar in Deuteronomium 10 vers 10, omhels sy beloftes in die Nuwe Testament en Ou Testament. Verklaar positiewe dinge en kyk hoe jy vir berge kan sê, maar gaan gooi jouself in die see. Hoe jy vir 'n boom kan sê, maar trek jouself wortel en al uit en gaan plant jouself in die see. Vriende, jy is sterk. Jy is begunstig en jou volharding ontsluit goddelike seën, want ons glo die krag van die opgestane Here werk deur gebed. Maar vriende, luister, ons is tans in 'n kultuur wat so obsessief is oor korttermyn bevrediging, op onmiddellike bevrediging. Nou, die wêreld waarin ons leef wil nie wag nie. Hy wil dadelik bevrediging hê, onmiddellike bevrediging. En baie keer is dit dan van korte duur, en waar hulle op hulle eie krag staat maak. Ja, maar vriende, dis nie wat ons wil doen nie. Ons wil nie op ons eie krag staat maak nie. Ons wil op God se krag staat maak. Moet ons eerder die genade van God herwin as ons ware vergoeder. Ja, God is die een wat ons seën. Hy is die ware vergoeder. Nie allerhande dinge van hierdie wêreld nie. Ja, baie van ons maak staat op ons werkgewer, wat vir ons sorg, op dalk ander mense, dalk selfs die regering, wat vir ons sorg met 'n klein pensioen of so. Maar die hoofbron van ons sorg is die Here. Die hoofbron van ons seën is die Here. Ja, en ons glo hy stel almal in staat, alwaar ons finansiële hulpbronne vandaan kry, die Here stel hulle in staat
om dit te kan doen, om ons te kan betaal, dit wat ons ontvang, maar ons hoofbron van ons krag, die hoofbron van ons hoop, is God se genade, ons soewereine Here, en nie die wêreld nie. Dit is ons soewereine Here wat geregtigheid deur volhardende, geloofsgedrewe gebed lewer. Spesifiek soos die weduwee waarvan ons gelees het, wat vas staan in haar beginsels, vas staan in God, vas staan in haar geloof. En so moet ons ook vas staan in die Here, vas staan in sy geregtigheid, sy genade en natuurlik ook sy woord, die Bybel. En laat ons sy beginsels, soos ons ook nou in die wet gelees het, dat ons dit toepas in ons daaglikse lewe. Ja, daar in ons gesinne, met gesinsintegriteit, dat ons sal moed skep en ons hoop op die Here sal vestig. En vriende, kom ons verwerp die aanspraakmentaliteit. Die aanspraakmentaliteit waar soveel mense bakkant staan voor hierdie wêreld. Nee, ons het nie 'n aanspraakmentaliteit nie. Ons weet dat wat ons in ons lewe het, kom van God. Al die goeie dinge kom uit sy Vaderhand. Dit is 'n seën wat ons ontvang. En hierdie genade vereis dat ons veg vir geregtigheid. Soos die weduwee, veg vir geregtigheid, die kwesbares beskerm en 'n nasie sal bou, 'n gemeente sal bou, waar gebedskrygers sal opstaan om te bid teen die verval van ons samelewing. Nou vriende, ek wil graag afsluit. Ek wil graag afsluit deur op te som. Ons het sopas Lukas 18 gelees, die verhaal van die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter. En ons het daar gekyk na die agtergrond van die teksgedeelte, agtergrond van die gelykenis. Ons het gekyk na hoe dit in die Ou Testament echo en hoe dit ons lewe 'n nuwe betekenis kan gee deur blywende gebed te ondersoek en hoe dit positief kan wees in ons lewe. Maar natuurlik het die teksgedeelte ook 'n oproep tot aksie. Nie waar nie, daar is 'n sterk oproep tot aksie in hierdie gelykenis wat Jesus vertel. En vriende, wil julle graag uitnooi. Kies hierdie week een gebedsbehoefte wat u het. Een gebedsbehoefte en verbind jouself tot daaglikse voorspraak, tot daaglikse gebed. En ek wil hier sommer uitnooi. Hou 'n gebedsjoernaal met 2 kolomme. In die een kolom skryf die gebed neer wat jy bid. Die volgende kolom wanneer die gebed wel beantwoord word. En dan let op die klein seëninge wat ons ontvang in die lewe, op die antwoorde van gebed. En so as jy eendag weer deur hierdie gebedsjoernaal blaai, dan sal 'n mens sien, maar jy dit gebid op daai datum en op 'n volgende datum het jy antwoord gekry, was daar uitkoms, was daar 'n seën in jou lewe. En vriende, dit is 'n baie mooi getuienis om te hou vir jouself, maar gaan deel dit ook met ander. Want ons glo absoluut, daar is krag in gebed. En vriende, ons tema vandag was aanhoudende gebed. Jy word gehoor en geregtig deur God. Geloof wat volhard, nooi goddelike ingryping uit. En vriende, ek sal graag vandag ons boodskap wil afsluit met 'n baie mooi teksgedeelte uit Romeine 12 vanaf vers 12. Paulus skryf daar in Romeine 12:12: Verbly julle in die hoop. Verbly julle in die hoop. Staan vas
in verdrukking, staan vas in verdrukking, en volhard in gebed. En ons sal volhard in gebed. Amen. Baie dankie.